Welkom bij Koffie en Contracten. Die podcast waarin om stories en goede koffie bij elkaar komt. Geef een groot hand voor jullie aanbieders, Pieter en Scout. Zit terug, schenk die koffie in en kom keier samen. Nou sê, môre en welkom by nog 'n episode van Koffie en Kontrakte. Vandag praat ons oor iets wat baie huiseienaars laat sweet en nog voor die bord in die tuin staan. Skalk, en dit is, moet ek eers groot opknappings doen voordat ek my huis verkoop? Ja, Pieter, dis 'n goeie vraag, want mense dink baie keer ek moet eers R200,000 in hierdie plek insit en dan kan ek dalk verkoop kry. Dis altyd 'n toffie vir baie mense, vir baie verkopers. Ja. Ek het weer 'n motto van moenie baie geld spandeer nie. Sorg net dat jou plek oordentlik is, want die volgende ou wat koop, hy wil dalk heeltemal iets anders te doen as wat jy gedoen het. Ja, hy hou dalk nie van wat jy gehad het. Ja. Ja, die waarheid is, dis nie altyd nodig nie, soos wat jy sê. Maar vandag breek ons dit 'n bietjie oop en ons kyk hoe jy jou huis verkoop gereed kry sonder om jouself finansiëel te uit te put. Ja, kom ons begin as by die grootste mite, en dit is elke rand wat jy opknappings insit, jy terugkry in die verkoop, jy weet. Dit is, mens moet eers sit, dit wat jy insit moet jy kan terugkry. Laat ek dit so sê. Ja, en soos jy sê, dit is eenvoudig nie waar nie, as jy geld insit, dit gaan jy weet, jy moet insit om 'n goeie prys te kry. In baie gevalle kry jy nie 100% vir jou opknappingskoste terug nie. Presies. En veral nie met duur persoonlike afwerkings nie, want jou persoonlike smaak, soos wat ons in die begin gesê het, is nie die ander ou se persoonlike smaak nie. Dis net, dit is so, veral soos 'n luukse kombuis, soos 'n high-end badkamers. Dit lyk mooi, maar dit beteken nie die koper gaan bereid wees om daai ekstra bedrag te betaal nie. En dit het ek al baie vir mense gesê, soos jou huis huidiglik is, maak hom net binnekant netjies, want ek kom koop nou jou huis. Verf hom mooi uit. Verf hom mooi uit. Nou kom koop ek jou huis, maar ek gaan nou die kombuis verbreek. Ek gaan nou vir my 'n rood ensuite met 'n kombuis maak met 'n nook en al daai lekker. Ja, 'n oop plan en al oop daai plan. lekker goodies. En in die hoekbad wat ek in die huis het, wil ek nie daarin hê nie, ek wil daar gestort hê. So los jou huis soos hy is, maak hom skoon en sorg dat jou tuin netjies is, want dit maak ook 'n verskil. Ja, presies. Kopers betaal vir waarde en gevoel, nie noodwendig spesifieke smaak en of die duurste teëls nie, want kom ons sê byvoorbeeld mat in die kamer, slaapkamer. Eerste ding wat hulle doen, ruk hom uit, sit teëls in. Teëls in. En ouens wat baie geld het, sit nog ondervloerverhitting. Ja, ja, want nou die elektrisiteitspryse dink ek nie meer so nie. Maar kom ons praat gou oor kopers, wat kopers regtig wil hê, en dis belangrik. Jy weet, hulle soek 'n huis, 'n netjiese, funksionele en goed onderhoude huis, of eiendom. Ja, en dis nie perfek nie, maar dit moet goed versorg wees. Dis waar die groot verskil in is. Laat jou plekke te goed versorg is. Dis al. Die volgende ou het ander planne met die huis, wat hy inbring. Baie ouens, ek het al gesien, die bring ouens argitekte in huise in, sê hulle, wat kan ons verander? Wat kan ons doen? Ja, is 100% natuurlik. 'n Huis wat skoon is, geen ooplopende skade het nie, en waar alles werk, dit verkoop natuurlik baie beter as 'n half gerenoveerde huis met loose ends, soos wat die Engelsmanne sal sê. Ja, en kom ons raak prakties. Wat kan jy doen sonder groot uitgawes? Ja, jy weet, dis hier waar dit interessant raak. Daar's 'n paar goed wat massiewe verskil maak.
wat sou jy sê is dit? Eerste een is verf. Ja, natuurlik 'n vars laag verf in 'n neutrale kleur soos wit of beige of cream, wat hulle goeie, hulle het mos allerhande snaakse name vir die goed. Is natuurlik die beste return on investment wat jy kan kry. Dit laat jou huis skoner, ligter en meer moderner voel. Jy wil nie daai een muur gaan staan in rooi verf net omdat jy dit like nie. Want die ander ou gaan dit dalk nie hou van nie. Ek het 'n huis hier in 'n woongebied nie ver hiervandaan af eendag gaan kyk. Die een muur is pik swart geverf. Nou weet jy hoe sukkel jy om dit skoon te kry. Maar weer 'n ander kleur te verf. En kom ons vat 'n nuwe huis wat gebou is. Wat se kleur is hy geverf binne? Normaalweg, die hele huis is binne wit geverf. Die hele huis is wit geverf. En tog koop die ouens om, want jy weet, ek gaan nou met tyd, okay, is wit, ek gaan nou met tyd gaan ek 'n ander kleur daarop sit, net om terug te kom na die verf toe. Ja. Die mense ons onderskat dit, want daar's te veel goed is, voel die huis kleinig, jy weet. Ja, dit is natuurlik as jy ontrommel en Ja. soos ons sê declutter en daai tipe van. Ja, hier's mense wat kan opgaar, oh my word. Ons weet van die kaggel. Ja, mag jy daai woord sê nie, maar nou ja, sulke kaggelgoed. Ja, En jy weet natuurlik persoonlike items maak dit moeiliker vir kopers om emosioneel te connect. ja, Dis goed en wel jou troufoto's is teen die muur gehang en al sulke goed. Dis nou nie goed wat mens kan weet, jy bly ten minste nog in die huis totdat hy verkoop is. So daai goed kan jy nog daar hou, maar jy weet beeltjies en ooitjies en ja, sit dit net weg in die kas as die mense kom kyk. maak hulle minder. Maak hulle minder, want Pak jy gaan van hulle hulle weg. moet minder maak. Pak van hulle weg. En maak dit as op die kaggel se rakkie sit net 2 fotootjies of iets in die lyn. Ja, jy weet, en dan die derde ding wat 'n mens natuurlik kan doen is om lig in 'n huis in te bring. Jy weet, dit skep 'n baie goeie eerste indruk. Baie goeie en dit is so. Sit byvoorbeeld 'n blomme daar. Jy weet, dit laat ook al vir jou voel hoor jy mens voel welkom hier in die plek. Jy weet, om terug te kom na die lig toe, jy weet, maak seker al jou ligte werk as mense kom kyk na jou eiendom. Die gordyne is oop, die ingang is uitnodigend, jou first impression is altyd, jy weet, dit wat die huis verkoop. Ja. Ek het nou die dag 'n persoon by 'n huis gehad, sy het die dame het in die kombuis ingestap en sê, sy wil nie eers verder kyk nie. Die kombuis het vir haar 'n goeie indruk gemaak. Ons het nou wel deur alles geloop. Hulle het 'n aanbod gemaak, alhoewel die aanbod 'n bietjie laag was. Maar nou ja. Ja, kom ons wees eerlik. Daar is gevalle wat jy iets moet regmaak. Dit is so. Maar as jy moet iets regmaak, jy as verkoper, doen dit. Dan sê vir die mense, ek gaan dit regmaak, Laat hulle weet, hulle gaan nie net 'n ding koop wat nie. Byvoorbeeld geete, as geete deurgeroes is met hierdie klomp blare, sê ek gaan die geete gaan vervang word, so dat die mense weet, voor hulle intrek gaan die geete vervang wees, jy weet. En hy gaan geverf wees. Mens moet, daar sekere goed wat jy nou moet omsien, soos onderhoud op jou plek. Ja, definitief. En natuurlik as daar strukturele probleme is, soos jy sê, lekkasies, gebreekte plafonne of elektriese issues, natuurlik moet alle huise wat verkoop word 'n certificate of compliance of 'n COC doen word, so dit moet aangespreek word. Ja, wat skrik kopers af? En kan selfs finansiering beïnvloed, jy weet. Wat gaan 'n koper afskrik? En onthou nou kom die waardeerder en hy kom kyk na die plek. Ek het nou 'n aansoek ingesit, ek wil die plek koop. Gaan die al hy stappe, dit hou ons mos nou weer besig en dan kom die waardeerder en kyk hy so en sê sorry. Ja. Ek het dit gehad. Ek het dit gehad op en ek het dit al op 'n vorige ene ook al gesê. En in Kergelo
dinges, klein hoeves. Aanbod gehad, vol. Die bank se waardeerder toe jy so instap, toe kyk hy net so, toe sê, sorry, ek sit nie die plek op my boeke nie. Want daar's barste, in die middel van die huis is 'n bars, hy loop reg deur, lyk of hy so oopmaak. So in elk geval. Ek weet nie wanneer val hy op wie nie. Ja, nee, jy weet, ja, dis presies, banke kyk na sekere basiese Ja. standaarde, en as jy huis nie daaraan voldoen nie, kan hy die hele verkoop stop, net soos wat jy gesê het. Presies. En so die slim manier om dit te benader is natuurlik fokus op sigbare netheid en basiese herstelwerk, nie luxe upgrades nie. Ja, en as nog belangrik, as jou agent jou huis kom evalueer voor jy geld spandeer, laat een van ons net gaan kyk en sê, ja, ons kan hom in die mark sit, maar luister ook tog vir asseblief vir die agent. Onthou, ek is nie 'n bouinspekteur nie, jy ook nie, of 'n waardeerder nie. Maar luister net, ons sal vir jou sê, hoorie, dit moet jy miskien na kyk, maak dit reg, doen dit. Ja. Sekere klein goedjies, jy weet, ons weet al waarna kopers kyk, en kyk na sekere goedjies, laat ons net dit in plek het. Ja. Ja, want baie keer sê ons vir 'n verkoper, moet asseblief nie daardie geld spandeer nie, jy gaan dit nie terugkry nie. Ja, dis amper soos om 'n plan te hê voor jy begin bou. Jy moet 'n plan hê oor wat jy wil doen, plan hê oor wat jy gaan doen, en 'n plan hê oor wat jy gaan kry. Maar ek sê weer, luister net na ons as makelaars. Ons sal vir jou presies kan sê, hoorie, dit kan so werk of dit kan nie so werk nie. Ja, so om dit alles op te som skalk, jy hoef nie jou huis te renovate, soos wat die Engelse sê, ek weet nie wat sê, Afrikaanse woord daarvan nie, of opgradeer of whatever, om dit te verkoop nie. Ja, nee, maak seker dat hy net netjies is en funksioneel. Maak seker, dit voel reg vir jou, voordat jy die plek in gaan aanbied vir ander mense om te koop. Ja, jy weet, en as jy onseker is, kry advies, dit gaan jou baie geld en stres spaar. Baie. Ja, en daardie verkoop, dalk kan daardie verkoop vinnig gebeur. Who knows? Ja, dit help dalk net om jou huis in 'n oogwink te laat gaan. Ja. En jou prys moet reg wees. Ek sien deesdae, dis die groot ding van ek en jy spook al hoe lank, en ja, die pryse is definitief nie markverwant nie, wat verkopers wil hê nie. En jy weet, die koper het sy eie idee, maar jy sê, soos wat jy altyd sê, dis die koper wat die prys bepaal. Ja. Dis nie die verkoper wat die prys bepaal nie. So, ja, dankie dat julle saam geluister het na Koffie en Kontrakte. As hierdie episode vir jou waarde gebring het, deel dit met iemand wat dalk nou oorweeg om te verkoop. En as julle wil, kontak ons e-posadres is op die kanaal se details. Ja, en ons sal vir julle enige tyd help, regtig waar. Dis nie, en wie wat, dit is kosteloos. Ons vra nie eens geld daarvoor nie. Ons doen dit gratis of verniet vir jou. Dit is min dan die lewe wat jy gratis of verniet iets kry. Iemand se werk gratis of verniet. Ja, wat werk gratis of verniet kry. So, maak gebruik daarvan. Ons is bereid om enige tyd te help, en inligting te gee en ons idees te deel. Ja. Maar ons gesels weer volgende keer met lekker koppie en kontrakte hier van Nescafe af, alles wat mooi is. Ja, totsiens. Lekker dag vir julle verder. Geniet julle week. Dankie, totsiens. Totsiens.